1 Johannes 5 vers 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets na sy wil vra. Hebreërs 4 vers 16 lees, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Die Gees van God nooi ons uit om 'n dieper begrip te kry van wat dit beteken, om met vrymoedigheid en 'n hart vol geloof te bid. In 1 Johannes 5:15 praat die apostel Johannes met 'n sekerheid wat nie geskit kan word nie. Hy sê, en aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Vertroue, nie huiwering nie, nie onsekerheid nie. Hy sê dat wanneer ons God nader, raai ons nie of ons gehoor word nie. Ons weet, ons word gehoor, mits ons volgens sy wil bid. Dis die eerste pilaar van 'n vrymoedige gebed. Belyning met God se wil. Gebed gaan nie daaroor om God te oorreed om ons planne te sien. Gebed gaan daaroor om ons harte te posisioneer, om te begeer wat God reeds vir ons begeer. Wanneer ons volgens sy wil bid, wanneer ons harte sy hart weerspieël, stap ons in die onstuitbare stroom van sy voorneme. En wanneer ons so bid, reageer die hemel. Nou, hoe kan ons sy wil ken? Deur in sy woord stil te staan, deur na sy gees te luister, deur sy aangesig meer as sy aan te soek. Hebreërs 4 vers 16 bou voort op hierdie glorieryke waarheid. Die skrywer van Hebreërs nooi ons uit, en hy sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Let hierop, dit is 'n troon van genade, nie 'n troon van oordeel vir die gelowige nie. Dit is 'n plek waar genade vloei, waar genade oorloop, waar liefde heers. Die koning van die troon is ons Vader, en sy arms is wyd oop. As gevolg van Jesus, ons hoëpriester wat simpatie het met ons swakhede, kan ons sonder vrees, sonder skaamte, sonder skuldgevoelens nader. In ons oomblikke van nood, wanneer ons harte breek, wanneer ons krag val, wanneer ons weg onduidelik is, word ons nie geroep om terug te deins nie. Nee, ons word geroep om nader te kom, om met vrymoedigheid te kom, om gereeld te kom. Ons moet onthou dat gebed nie 'n formaliteit is nie. Dit is nie 'n godsdienstige plig nie. Dit is 'n lewende verhouding met die God wat jou meer liefhet as wat jy ooit kan begryp. Wanneer jy bid, praat jy nie in die lig nie. Jy praat met die koning van die konings wat sy oor buig om te luister. Jy word verwelkom. Jy word gehoor. Jy is geliefd. Laat ons dus vandag bid met vrymoedigheid, want Christus het die weg oopgemaak. Met vertroue, want God geniet dit om ons te hoor. Met oorgawe, deur te vertrou dat sy wil altyd beter is as ons planne. Kind van God, hou op om te twyfel of jou gebede saak maak. Hou op huiwer by die poorte van die hemel. Kom met vrymoedigheid. Die hemelse deure is oop vir jou. Genade wag. Die Vader luister.